Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het die vorige oordenking afgesluit met professor Koenig se stelling dat ons kan moed skep, inisiatief neem en waag. Maar dan vra hy, maar is hierdie nie 'n eensydige optimistiese prentjie van menswees nie? Is die klipharde waarheid nie dat ver meer as die helfte van mense op aarde in armoede en nood en ellende leef nie? Dat miljoene mense omtrent nooit rede het om te glimlag nie? Dat talle en talle babas nie eendag ooit genoeg melk kry nie? Is dit nie ook die klipharde waarheid dat miljoene mense wat genoeg en meer as genoeg het om in oorvloed te leef, in eensaamheid of in uitmergelende spanningsverhoudings leef met die mense naaste aan hulle nie? Is dit sinvol om met hulle te praat oor die mooi berge en bome en lekker vrugte en oor die uitdagings om ons potensiaal te ontwikkel en ons gemeenskap met God te geniet? Nee, seker nie sonder meer nie. Maar dis nie God wat daarvoor verantwoordelik is nie. Die ellende op aarde kan ons liewers op ons eie rekening skryf. En dit geld globale en individuele verhoudings. Globaal is daar genoeg kos op aarde om alle mense te voed. En dis mense wat daarvoor verantwoordelik is, dat vreeslik baie mense gereeld honger gaan slaap. Soms is dit hulle eie skuld, maar soms is dit ook ander mense of strukture sin. Dan ons het wel die boodskap dat God ons roep om vir ander om te gee. Ons het trouwens die voorbeeld van alle voorbeelde wat sy lewe gewy het aan mense in nood en wat ons roep om sy disippels te wees. Ons gelowiges het 'n verantwoordelikheid om mense in nood te help. Dis goedkoop om net geniet die lewe te preek en nie die struikelblokke in ander se pad te help verwyder nie. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle so vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. So sê Jakobus in Jakobus 2 vers 15 tot 17. Dit beteken dat ons die nadruk oor die skepingsdoel so bietjie moet verskuif. Daar's 'n verskil tussen die aarde soos God dit bedoel het en die aarde soos dit tans lyk. Ons kan dus verwag dat daar ook 'n verskil sal wees tussen die oorspronklike skepingsdoel van God vir ons en sy doel in hierdie situasie van nood en ellende. So is Jesus se lewe en optrede op aarde bepaal deur die nood van die mense. Sy genesings, vergifnis, sorg oorheers sonder meer sy lewe. En ons in? Natuurlik kan ons nog altyd praat oor die skepingsdoel as die skepping self en vreugde in ons eie lewe, maar ons ingesteldheid verander. Ons kyk met ander oë na die skepping, na die mense om ons en daarom na onsself, of liewer ons behoort. Ons het nou 'n aangepaste doel met die oog op die behoefte wat hierdie skepping in hierdie spesifieke omstandighede het, naamlik om nood te verlig waar ons kan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so 'n mooi skepping gegee het om te kan geniet. Maar Here, daar is baie mense wat groot nood ly in hierdie skepping. En al is dit partykeer hulle eie skuld, is dit soms ook ander mense se skuld. Help ons maar net om waar ons kan ook hulle nood te probeer verlig. Al is dit net 'n klein bietjie. In Jesus se naam. Amen.